Goeienaand, hierdie is nou die 11de van die lesings in my reeks oor die belangrikste beeldhouwerke van die westerse wêreld. En die titel van vanaand se lesing is Michelangelo se Mosesbeeld, die onmoontlike uit klip gekap. En ek begin met 'n pragtige skildery van Cabanal, wat vir Michelangelo in sy atelier wys, waar hy werk aan die tombe van Paus Julius II, en ons sien hier aan die regterhand die paus wat die atelier dan besoek. En in die agtergrond van die standbeelde wat hy vir die tombe maak, en veral die magnifieke Moses waaroor vanaand se lesing gaan. Nou, nadat Michelangelo sy Dawid standbeeld in Florence voltooi het, en ons weet almal uit die vorige lesing van hierdie kolossale standbeeld, wat ons daar in die middel sien, het baie van sy tydgenote dit beskou as die mooiste figuur wat nog ooit geskep is, selfs mooier as die beeldhouwerke van antieke Grieke en die antieke Romeine. Die roem van die Dawid standbeeld moes Giuliano della Rovere, die krygsman Paus Julius II in Rome bereik het. Daar aan die linkerkant is Raphael se portret van Paus Julius II della Rovere in die Nasionale Galery in Londen. Vroeg in 1505, in die tweede jaar van sy pontifikaat, en 1 jaar voordat hy die argitek Bramante opdrag gegee het om die Sint Petrus Basilika te herbou, het die paus Michelangelo van Florence na Rome geroep. Michelangelo moes vir hom 'n tombe ontwerp en ook beeldhou wat ongeëwenaarde formele rykdom en dramatiese intensiteit sou weergee. Dit sou by die kruising van die naaf en transept in die ou Sint Petrus Basilika in Rome geplaas word. En hier is 'n rekonstruksie van hoe die tombe eintlik sou gelyk het daar in die Sint Peterskerk. Ons kan sien hoe kolossaal dit was, en dan hier heel aan die linkerkant bo sien ons die Moses standbeeld op die tweede verdieping. Om hierdie opdrag uit te voer, het Michelangelo al sy werk in Florence laat vaar, insluitende die voorstudie vir die fresco van die geveg van Cascina in die Palazzo Vecchio en na Rome vertrek. Michelangelo se biograwe Ascanio Condivi en Giorgio Vasari is ons enigste bronne oor hierdie eerste projek van 1505, waaraan Michelangelo onmiddellik begin werk het. Die presiese datum waarop die aanvanklike kontrak geteken is, word nie gespesifiseer nie, alhoewel sekere bronne aandui dat die projek in Maart of April 1505 begin is.
Michelangelo het begin met 'n aantal voorlopige ontwerptekeninge, waarvan een deur die paus gekies is. En hier is pragtige voorstudie in die Uffizi Galery in Florence, en hier sien ons ongelukkig net die onderste en die middelste verdieping en nie die boonste verdieping nie. En sien ons hoe dat hy die figure daar uiteengesit het. Dit sou 'n selfstandige struktuur wees wat 'n ovaal begrafniskamer bevat het, waarin 'n sarkofaag geplaas sou word. Michelangelo het die graftombe nie in 2 dimensies gesien soos dit vandag lyk nie, maar as 'n 3-dimensionele struktuur met 40 groter as lewensgroot standbeelde. En hier is rekonstruksies van hoe hierdie groot grafmonument van Paus Julius II miskien sou gelyk het as Michelangelo dit voltooi het. Die hele tombe is ontwerp as 'n voorstelling van die Christelike wêreldsiening, met die onderste vlakke wat aan die mensdom gewy is, die middelste vlakke aan profete en heiliges, en die boonste vlak dui op die hemelse ryk. Hierdie hiërargie sou Paus Julius II in 'n geseënde, byna vergoddelike posisie plaas. Dit sou 'n vrystaande 3-verdieping mausoleum wees, reghoekig in vorm, 10,8 meter lank, 7,2 meter breed en 8 meter hoog, in die vorm van 'n piramide, soos ons daar sien. Hierdie piramidestruktuur was 'n voorstelling van die 3 vlakke waardeur die menslike siel tot by God vorder. Heel onder is die materiële vlak, bepaal deur noodlot, wat die wêreld van botsende kragte en diensbaarheid simboliseer. Hierdie vlak beeld 'n wêreld van beproewing en ewige oordeel uit, van menslike stryd en oorwinning, wat in wese ons aardse bestaan weerspieël. Dit is die vlak van die menslike liggaam. Hier het Michelangelo nisse voorgestel met standbeelde van gespierde oorwinningsbeelde, met herme langsaan, waaraan geboeide en worstelende manlike gevangenisbeelde geheg sou word, soos ons daar aan die linkerkant, aan die onderkant kan sien. Daar sou minstens 8 oorwinningsbeelde en 16 gevangenisbeelde wees. 'n magnifieke projek as mens besef dat hulle groter as lewensgrootte was. Die middelste vlak het die meer beperkte wêreld van die siel voorgestel en sou die stadium uitbeeld waarin die menslike siel innerlik bevry is, waar afhanklikheid en diensbaarheid aan die natuur vervang is deur beskouing van die goddelike. Hier het Michelangelo 4 sittende figure op die hoeke voorgestel, naamlik Moses, wat u daar in rooi omring sien, en Paulus, saam met 2 standbeelde wat die aktiewe lewe en die nadenkende lewe verteenwoordig het. Simboliese standbeelde, saam met die 2 groot patriarge van die kerk. Die boonste vlak was die hemelse sfeer, die ryk van glorie, waar God ewig teenwoordig is. Dit was die vlak van die menslike gees. Die voorkoms van hierdie laaste verdieping
het die hoofbron van debat onder geleerdes geword, omdat Michelangelo dit nie weergegee het in sy oorspronklike ontwerpe nie, soos ek net nou aangedui het. Uit 'n beskrywing van hierdie boonste vlak deur Giorgio Vasari kan ons aflei dat Michelangelo waarskynlik 2 allegoriese figure voorgestel het, wat die sarkofaag met die figuur van Paus Julius II dra, omdat hy as God se verteenwoordiger op aarde beskou is. Ten spyte van die feit dat geen teks 'n standbeeld van die paus noem nie, hou 2 invloedryke teorieë vol dat daar wel so 'n beeld was. Charles de Tolnooy, een van die groot kenners van die werk van Michelangelo, het beweer dat die paus lêend uitgebeeld was. Wat hom feitlik onsigbaar van die vloer af sou maak, terwyl Erwin Panofsky, en daar is Panofsky se rekonstruksie, aangevoer het dat die spesifieke Italiaanse woord vir sarkofaag eintlik verwys het na die cella gestatoria, oftewel die draagbare pauslike troon, en dat Julius II daarop gesit het en deur engele gedra is terwyl hy 'n seën uitgespreek het, soos wat ons daar nou sien. Ons weet dat 'n marmerblok vir 'n pauslike beeld werklik afgelewer is. Heel waarskynlik was dit egter bedoel vir 'n lêende figuur, bestem vir die enigste logiese plek, die sarkofaag in die ovaal begrafniskamer. Nadat Michelangelo sy voorlopige sketse vir die monument voltooi het, het hy omstreeks die begin van Mei 1505 na Carrara gegaan. En hier natuurlik 'n baie mooi uitbeelding van die groot marmerblokke wat uitgehaal word daar by Carrara. Die volgende 8 maande het hy daar deurgebring om die marmer vir hierdie projek uit te soek. In 'n brief gedateer 31 Januarie 1506 het Michelangelo van Rome aan sy vader geskryf, en ek haal hom aan. Hy skryf: "As my marmer nou net aankom, sou my werk hier bevredigend vorder, maar dit lyk asof ek baie ongelukkig daarmee is, want sedert ek hier is, het ons nie eens 2 dae goeie weer gehad nie. Dit het gebeur dat 'n paar dae gelede, ten spyte van die slegte weer, 'n boot gelukkig genoeg was om te anker, maar sodra ek die marmer afgelaai het, het die rivier gestyg en dit so oorspoel, dat ek nog glad nie kon begin werk nie." In hierdie tyd het Michelangelo 'n huis in Rome aangekoop, waarskynlik naby Trajanus se kolom in die destyds Marcello dei Corvi buurt en naby die Vatikaan, wat as 'n basis gedien het vir al sy grootskaalse Romeinse projekte. Onder die eerste figure wat hy daar begin beeldhou het vir die paus se grafmonument, was 3 figure vir die onderste vlak, naamlik die sogenaamde sterwende gevangene, die heroïese gevangene en die groot figuur van Moses vir die tweede vlak. En daar aan die linkerhand die sterwende gevangene nou in die Louvre en ook die heroïese gevangene, en dan hier die figuur van Moses, soos dit vandag
in die San Pietro in Vincoli of die kerk van Petrus in Kettings in Rome is. Toe Michelangelo sy ontwerp vir die Mosesfiguur gemaak het, was hy waarskynlik aanvanklik geïnspireer deur Donatello se Johannes die Evangelis in die Domkerk in Florence. En hier heel aan die linkerkant is Donatello se Johannes die Evangelis in die Domkerk in Florence. En ons kan, wanneer ons die twee figure vergelyk, sien dat daar wel ooreenkomste is. Ons moet onthou dat Michelangelo oor 'n buitengewone visuele geheue beskik het. Sodra hy 'n beeldhouwerk gesien het, het hy dit nooit vergeet nie. Michelangelo het Donatello se komposisie noukeurig gevolg en iets geskep wat oënskynlik soortgelyk is, maar in werklikheid heeltemal anders is. Donatello se ontspanne figuur van Johannes die Evangelis kort egter die krag en lewensgetrouheid wat Michelangelo se beeldhouwerk kenmerk. Hierdie krag en lewensgetrouheid is geïnspireer deur 'n belangrike ontdekking in Rome in Februarie 1506, waar Michelangelo teenwoordig was, die magnifieke Hellenistiese Laocoon groep, daar sien ons hom aan die regterkant, wat opgegrawe is in die wingerd van Felice de Vredes, en wat ek reeds in detail in 'n vorige lesing bespreek het. Hierdie antieke beeldhouwerk het Michelangelo se Moses diep beïnvloed, hoofsaaklik deur sy realistiese uitbeelding van intense emosie en atletiese anatomie. Dit het Michelangelo geïnspireer om dinamiese kontraposte houdings en die dramatiese draaiing van die liggaam te gebruik om die kragtige emosionele toestand uit te druk, 'n kenmerk wat 'n handelsmerk van sy Moses standbeeld geword het. Die Laocoon groep se komplekse emosionele intensiteit en Hellenistiese styl het 'n sterk voorbeeld gebied van hoe om die menslike vorm in pyn en vrees uit te beeld, iets wat Michelangelo toe in sy eie werk aangebring het. Nadat Michelangelo byna 'n jaar van intense arbeid aan die eerste 3 figure bestee het, het Paus Julius II die opdrag skielik in April 1506 gekanselleer. Teen die middel van 1506 het Michelangelo 'n ewige meningsverskil met Paus Julius gehad oor die voortgesette en al hoe problematiese projek van sy grafmonument. Michelangelo het toe Rome op Vrydag 17 April 1506 in die geheim verlaat en in Florence gebly totdat die Florentynse regering ingetree het om hom na die paus terug te bring. Terwyl hy in Florence was, het Michelangelo op 2 Mei 1506 die volgende aan die Florentynse argitek van Julius II, Giuliano de Sangallo, in Rome geskryf. En daar aan die linkerkant is 'n portret deur Piero di Cosimo van Giuliano de Sangallo in daardie jare. En ek haal aan wat Michelangelo vir hom gesê het. Hy het gesê, op Heilige Saterdag, met ander woorde die 11de April 1506, het ek die paus aan die tafel hoor sê, aan 'n juwelier en die meester van die seremonies met wie hy gesels het, dat hy nie 'n sent meer aan klippe sal bestee nie, groot of klein. Dit het my baie verbaas. Tog het ek
voor ek vertrek het, vir hom 'n deel van die geld gevra wat ek nodig gehad het om die werk voort te sit. Sy heiligheid het vir my gesê om maandag terug te kom. Ek het maandag, dinsdag, woensdag en donderdag teruggekom. Uiteindelik op vrydagoggend is ek uit die deur gesit. Dit wil sê weggejaag. Die man wat my weggestuur het gesê hy weet wie ek is, maar hy het sulke opdragte gehad. Nou skryf ek namens die paus, maak sy heiligheid verstaan dat ek net so gewillig is om die werk uit te voer as wat ek nog altyd was. En as hy die grafmonument ten alle koste wil laat maak, moet dit hom nie steur waar ek die werk uitvoer nie, solank dit binne die 5 jaar periode wat ons ooreengekom het in die plek van sy keuse in Sint Peterskerk opgerig word, en dit so mooi is as wat ek beloof het, want ek is seker dat as dit voltooi word, daar niks soos dit in die hele wêreld sal wees nie. Waarskynlik moes fondse herlei word na die bou van die nuwe Sint Peterskerk deur Donato Bramante, en daar in die middel is 'n houtsnee portret van die argitek Bramante uit Vasari se Lewens van die kunstenaars. Alhoewel die omstandighede verskeie kere deur Michelangelo self vertel is, altyd met ryker en meer skilderagtige besonderhede, is dit steeds nie duidelik waarom die werk gestaak is nie. Vasari het genoem dat Bramante blykbaar jaloers was op Michelangelo. Sy afwesigheid gebruik het om die paus te oortuig dat dit 'n slegte voorteken is om sy grafmonument gedurende sy eie leeftyd te laat bou, en dat Michelangelo sy tyd beter sou bestee aan die plafon van die Sixtynse kapel in die Vatikaanpaleis. Bramante, saam met Michelangelo se ander mededingers, waaronder die skilder Raphael, het gedink dat Michelangelo sou nie in staat wees om die massiewe plafonprojek te voltooi nie, en sodoende verneder word en Rome moes verlaat. In elke geval was hierdie magnifieke droom, wat vir Michelangelo die volgende 40 jaar 'n nagmerrie geword het, steeds die eerste geval waarin hy figure en argitektuur gekombineer het, en was daarom die kiem van sy grootste skilderwerk, die Sistynse plafon. Michelangelo het in November 1506 na Bologna met Paus Julius II versoen. Nie deur 'n verskoning nie, maar deur 'n opdrag te aanvaar om 'n monumentale bronsstandbeeld van Paus Julius te skep, wat op die fasade van die San Petronio Basilica sou staan, as 'n simbool van die paus se beheer oor Bologna. En ons het nog nooit geweet hoe hierdie standbeeld sou lyk nie, maar onlangs is 'n lindehout model van die beeld in Rome ontdek, en daar is 'n afbeeldingkie daarvan aan die regterkant. Michelangelo het in Bologna gebly om die opdrag te voltooi, wat op 21 Februarie 1508 op die fasade van die San Petronio Basilica geplaas is. 3 jaar nadat Michelangelo Bologna verlaat het, het die mense van Bologna die bronsstandbeeld uit sy nis afgetrek, dit laat opsmelt en in 'n kanon gegiet wat Giulia genoem is,
om teen die pauslike troepe gebruik te word. Gedurende hierdie tyd het Michelangelo nooit die geleentheid gehad om die standbeeld van Moses, waaraan hy in 1506 begin werk het, te voltooi nie. Na die dood van Paus Julius II op 21 Februarie 1513 het Michelangelo, wat gehoop het om die grafmonument volgens die wense van die oorlede paus te voltooi, weer aan die tombe begin werk. In Mei 1513 is 'n kontrak met die erfgename van Paus Julius II gesluit vir 'n nuwe paneeltombe ontwerp. En ons het gelukkig 'n voorstudie daarvan, wat tans in die Staatliche Museum in Berlyn is, en daar is hoe die standbeeld verander is. Fundamentele veranderings in die nuwe ontwerp was die uitskakeling van die grafkamer en die plasing van die tombe teen 'n muur. Die tombe is dus nie meer beskou as 'n geïsoleerde monument nie. En daar is 'n aantal rekonstruksies daarvan. Hier is 'n idee van hoe dit moontlik sou gelyk het. En ons sien daar in die middel omring met 'n rooi sirkeltjie die Mosesfiguur op die tweede vlak van hierdie nuwe ontwerp. As gevolg hiervan is die standbeelde nader aan mekaar geplaas. Dieselfde is met die onderste sone gedoen en dit het sy sentrale rooster verloor. Die middelste sone sou nou nie 2 nie, maar 4 standbeelde in pare gehad het. En die sarkofaag in die boonste sone was omring deur 4 standbeelde en bokant dit 'n Madonna en kind binne 'n mandelvorm en 5 ander figure. Michelangelo het die volgende 3 jaar baie vinnig gewerk om met die grafmonument vordering te maak. Op 16 Junie 1515 het hy die volgende oor die Moses standbeeld aan sy broer Buonarroti in Florence geskryf. En ek haal hom aan: hierdie somer moet ek 'n groot poging aanwend om hierdie werk vinnig klaar te kry. In alle waarskynlikheid sou Michelangelo nog jare lank aan die standbeelde van die tombe van Paus Julius II werk. Maar Paus Leo en sy neef, kardinaal Giulio de Medici, het gou ontevrede geraak omdat die eerste beeldhouer van Italië die Rovere familie gedien het in plaas van die de Medici. En hier is 2 rekonstruksies van Michelangelo wat aan die Moses standbeeld werk. Hier aan die linkerkant denkbeeldige toneel van hom daar op die steiers in 1516 en hier aan die regterkant Aldo Terrocchio se litografie van Michelangelo wat aan die Moses standbeeld werk. Ten spyte van Michelangelo se beangste smeekeninge om nog 2 jaar te kry, waarin hy gevoel het hy die aangepaste weergawe van die tombe kon voltooi, het die de Medici geëis dat hy 'n fasade moes ontwerp vir hulle onvoltooide familiekerk van San Lorenzo in Florence, met baie marmerfigure, om dit een van die groot kerke van die wêreld te maak. Michelangelo het in Augustus 1516 met die groot marmerblokke van die halfvoltooide gevangenis en die byna voltooide Moses standbeeld
na Florence gereis en daar vir 6 maande daaraan gewerk, soos deur Paus Leo toegestaan is om die standbeelde klaar te maak, soos wat ons nou daar hier in hierdie rekonstruksie sien. Gedurende hierdie tyd het hy die Moses voltooi en moes hy daarna 'n nuwe kontrak met die erfgename van die paus teken, wat hom 'n veel vryer hand gegee het. En weer eens is daar veranderings. Hierdie is dan die 'n voorstelling van die sogenaamde derde ontwerp van 1516. En elke keer sien ons dat die monument al hoe eenvoudiger word. Hier sien ons in die onderste vlak weer eens nog die sterwende en die heroïese gevangene en die Mosesfiguur op die tweede vlak. Maar in die middel die paus wat deur 2 engele ondersteun word en bokant dit 'n figuur van Maria met die kind. Op daardie tydstip was die onderste verdieping van die tombe gereed om standbeelde te ontvang. Die mausoleum wat in die tweede ontwerp nog diep uit die muur uitgesteek het nou die voorkoms aangeneem van 'n tipe fasade, versier met beeldhoukundige versierings. Die laagste sone het ongeskonde gebly, maar in die middel sou daar 'n bronsrelief wees wat die deur van die eerste weergawe vervang het, natuurlik van die 2 engele wat die paus ondersteun, soos ek net nou genoem het. Bo dit sou 2 groot figure wees, met die paus in die middel en bo hom die Madonna en kind binne 'n nis. Daar was geen plek meer vir die ander 2 byna voltooide standbeelde, naamlik die sterwende gevange en die heroïese gevange in hierdie nuwe ontwerp nie, en daarom het Michelangelo dit aan Roberto Strozzi, 'n bankier in Rome en Lyon, gegee. Hulle is tans in die Louvre in Parys, en daar sien ons die werklike grootte van hierdie standbeelde as ons dit in die Louvre daar vergelyk met besoekers wat daarna kyk. In Januarie 1517 het Michelangelo die 3 standbeelde vir die tombe teruggeneem na Rome toe, en op 6 Februarie 1517 het hy na Florence teruggekeer om aan die fasade van San Lorenzo te begin werk. En daar aan die linkerkant is 'n tekening van daardie fasade van die kerk, en hier aan die regterkant 'n houtmodel wat hy gemaak het, wat tans in die Casa Buonarroti in Florence is. Teen 1522 het Michelangelo geen verdere werk aan die tombe van Paus Julius II gedoen nie, en het die paus se erfgename hom gevra om die geld wat hulle vooruit betaal het vir die tombe terug te betaal. In 1524 het hulle hom met 'n regsgeding gedreig. In Oktober 1526 het Michelangelo 'n 4de ontwerp vir die tombe voorberei, wat 'n verkleining van die vorige ontwerp was, en bestaan het uit 'n fasade met nisse, waarvan die middelste die figuur van die paus bevat het. En hier heel aan die linkerkant is 'n skets van die 4de ontwerp vir die tombe. Hierdie ontwerp is egter verwerp. Eers op 29 April 1532
het Michelangelo 'n nuwe kontrak vir 'n 5de ontwerp geteken, wat 'n variant was van die tipe van die 3de ontwerp van 1516, maar die tombe sou nou in die Basilika van San Pietro in Vincoli, met ander woorde, Petrus in Kettings in Rome geplaas word, en dat die reeds voltooide marmerstukke daarvoor gebruik sou word. En daar aan die regterkant is 'n voorstelling van Michelangelo se 5de ontwerp van 1532. Jy sien, hy word net al hoe eenvoudiger. En hier in die middel is die uiteindelike grafmonument in die kerk van Petrus in Kettings in Rome. Michelangelo het hom verbind om die werk binne 3 jaar te voltooi. Weereens het Michelangelo sporadies tussen ander projekte deur aan die standbeelde van die tombe gewerk. Teen 1537 het hy rowwe figure van 'n Madonna en kind. Oeps. Nou wil hy nie begin nie. 'n portret van 'n Sibyl uitgekerf. Op 20 Augustus 1542 is 'n nuwe kontrak vir die finale baie verkleinde 6de tombe ontwerp vir die tombe, soos ons dit vandag in die kerk van Petrus in Kettings sien, met die erfgename van die paus geteken. En hier aan die linkerkant is daar die finale ontwerp. Hierdie ontwerp, wat uiteindelik in 1545 voltooi is, was 'n vereenvoudigde muurmonument met die kragtige standbeeld van Moses in die middel, met die figure van Rachel en Leah, wat deur Michelangelo self gebeeldhou is, aan elke kant van die Moses-figuur. En hier sien ons in die middel die Moses-figuur, aan die linkerkant die beeld van Rachel, aan die regterkant die beeld van Leah. Die ander beeldhouwerke van die boonste deel van die tombe is onder Michelangelo se leiding deur sy assistente voltooi. Die beeldhouwerke van die profeet, die Sibyl en die Madonna en kind is deur Domenico Francelli en Raffaello da Montelupo uitgevoer, en 'n figuur van Paus Julius II deur Tommaso Boscoli. Ook 'n student van Michelangelo uitgevoer, en daar sien ons die beeld van die paus. Die argitektuur van die boonste verdieping van die tombe is deur Giovanni Marchesi en Francesco da Urbino gedoen. Hierdie tombe, met die uitsondering van die Moses, het niks van die oorspronklike idees en die veel groter oorspronklike ontwerp behou nie. Dit was 'n saamgeflanste oplossing, as te ware, waartoe Michelangelo gekom het om dit klaar te kry na soveel lyding en soveel jare. Net een van die beeldhouwerke wat vir die eerste weergawe van die tombe van Julius II ontwerp en uitgevoer is in hierdie laaste en finale vorm van die monument gebruik, naamlik die magnifieke figuur van Moses. En daar
aan die linkerkant die magnifieke figuur van Moses. Uit 'n brief van 1442 weet ons dat Michelangelo nog aan die gesig van die Moses gewerk het, net voordat die standbeeld deel van die tombe geword het. Die beweging van vlakke en die ryk sagtheid van die gesig se oppervlaktes is baie anders as die stywe, harde presisie van Michelangelo se vroeëre beeldhoustyl. Moses is 'n indrukwekkende figuur. Hy is byna 8 voet hoog. Hy word voorgestel in 'n sittende posisie met 'n bebaarde kop na links gedraai, sy regtervoet op die grond en sy linkerkant so weergegee dat slegs die punt van sy linkervoet op die basis rus. Moses sit nie net eenvoudig nie. Sy linkerkant is teruggetrek na die kant van sy stoel, asof hy op die punt staan om op te staan. En omdat hierdie been teruggetrek is, wys sy heupe ook na links. Sy linkerarm rus op sy skoot, terwyl die regterarm die tablette van die wet vashou en sy hand krul sy lang baard om. Merkwaardig is dat die tablette van die wet omgekeer is, asof hulle uit Moses se arm afgeglip het. Die standbeeld druk in sy samestelling die plegtigheid en majesteit van die Bybelse figuur uit. Moses simboliseer goddelike wysheid en geestelike leierskap en vergestalt die gesag wat Julius II as paus gehad het. Op 'n manier is die beeldhouwerk 'n kombinasie van die figure van Moses, paus Julius II en Michelangelo self, wat 'n gedeelde aura van mag en ywer uitstraal. Hierdie integrasie van die paus se persona in 'n figuur van enorme godsdienstige gesag dui op 'n vorm van verheerliking. Michelangelo se biograaf Ascanio Condivi het later geskryf dat, en ek haal hom aan, hierdie standbeeld is alleen genoeg om die tombe van paus Julius te vereer. In sy lewe van Michelangelo het Giorgio Vasari geskryf, en ek haal hom aan, Michelangelo het die Moses in marmer voltooi, 'n standbeeld van 5 braccia, wat deur geen moderne of antieke werk oortref is nie. Die drapering val in grasieuse voue, en dit is baie waar as ons daar kyk. Hier aan die linkerkant kan ons daar die grasieuse voue sien van die liggaam. Die spiere van die arms en die hande is van so 'n skoonheid en volmaaktheid, net soos die bene en knieë. En dit sien ons in hierdie stukke wat hier weergegee word. Volgens 'n bekende anekdote het Michelangelo een keer met 'n hamer op die knie van sy Moses standbeeld geslaan en geskree: "Hoekom staan jy nie op en praat met my nie?" Al is die figuur nooit bedoel om letterlik op te staan nie, illustreer hierdie verhaal die kunstenaar se geloof in die beeld se lewensgetroue en kragtige teenwoordigheid, en hy het dit as een van sy grootste skepings beskou. Die gesig van Moses is gevul met verhewe energie, bo menslike intelligensie en terselfdertyd 'n begrip van die smart en sorg van die mensdom wat ons
eie ver oortref. Die oë, en dit sien ons in hierdie nabye aansig, onder die donker oorhangende wenkbraue met skerp gekerfde irisse en retinas dring deur alle buitenste laag en dring deur tot in die diepste kern van dinge. Die torso is buitengewoon lank, weens die noodsaaklikheid om dit van onder af te kan sien. Die Moses wat ons hier sien, word nie uitgebeeld waar hy so pas van die berg Sinai afgekom het nie, soos dit gewoonlik beskryf word nie. En hy is ook nie kwaad vir die Israeliete, omdat hulle die goue kalf aanbid het nie. As Michelangelo enige sulke betekenis beoog het, sou hy Sinai, die Israeliete en die goue kalf uitgebeeld het. Moses hou die tablette van die wet en kyk na buite, nie in woede nie, maar met profetiese inspirasie, as die man wat op Sinai God gesien en met hom gepraat het. Soos die Dawid is die standbeeld simbolies eerder as anekdoties. Die beroemde horings wat ons op Moses se kop sien, daar is hulle baie duidelik in die detail hier aan die linkerkant en in die hele gesig hier aan die regterkant, is as gevolg van 'n opsetlike verkeerde vertaling van die oorspronklike Hebreëse woord verstralend, wat gebruik word in Exodus 34 in die Vulgaat, om Moses se gesig te beskryf toe hy die tweede keer van Sinai afgekom het. In die standbeeld is die horings eenvoudig die twee ligstrale, wat op die oudste marmeruitbeeldings van Moses weergegee is. Na die voltooiing en oprigting van die Mosesbeeld in die San Pietro in Vincoli, het die Jode van Rome na hierdie beeld van hul groot patriarg gestroom, ondanks die ikonoklastiese aard van hulle geloof. Die fynheid van sommige kenmerke, soos Moses se vloeiende hare, word as 'n merkwaardige tegniese prestasie beskou. Die enorme lewenskrag van Moses word uitgedruk deur die toename in die volume van die drapering, soos in die mantel wat oor die regterknie oorloop. Die krag van hierdie standbeeld moet iets te doen hê met die uitbeelding van dinge wat onmoontlik behoort te wees om in klip uit te beeld. Soos byvoorbeeld, wat waarskynlik die mees indrukwekkende baard in die geskiedenis van die menslike verbeelding is. En daar sien ons daardie ongelooflike golwende baard hier aan die linkerkant. Hierdie waterval rol in onweerstaanbare golwe en vloede van die patriarg se wange en ken af oor sy diep bors, terwyl die grootste deel van die lokke met die wysvinger en middelvinger van die regterhand tersyde geskuif word, sluit hulle amper aan by die loslok en beland dan in 'n reuse skoot verborge agter sy linkerhand. Dit herinner onwillekeurig aan water wat uit die rots stroom, wat Moses in die woestyn geslaan het om water te bring vir die dorstige Israeliete. Moses het dit 2 keer gedoen, eers uit gehoorsaamheid aan God en toe uit ongehoorsaamheid en woede. Kon Michelangelo hierdie voorval in gedagte gehad het toe hy sy Moses gekerf het? Michelangelo se Moses is 'n meesterstuk.
Daar het ons twee aansigte van hierdie magnifieke beeldhouwerk. Dit is 'n meesterstuk vanweë sy ongelooflike realisme, sielkundige diepte en tegniese virtuositeit. Die standbeeld word geprys vir sy anatomiese akkuraatheid, soos die presies gekerfde spiere in die onderarms en vir die vaslegging van ingewikkelde emosies soos woede, teleurstelling en selfbeheersing in Moses se gesig en houding. Hierdie kragtige kombinasie van lewensgetroue detail en emosionele diepte is wat dit onderskei. Michelangelo se innerlike visie het hom vergoed vir al die ellendes van sy persoonlike lewe en die stryd met hierdie bo-menslike projek. Nietemin is dit 'n uitmuntende voorbeeld van die hoog-renessans ideaal van goddelike skoonheid, wat 'n perfekte, geïdealiseerde vorm meng met diep menslike en geestelike emosie. Baie dankie.